skyn. We bless you, Lord. 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 Hallelujah. 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 We bless you, Lord. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kom ons gee die Here prys. Hallelujah. Mighty God. Wonderful. Wonderful to be in the presence of God. There's nothing like the presence of God. Nothing like. You do not need to perform. You just need to be yourself and embrace the glory of God. There's nothing like the presence of God. It is for free. You do not have to pay for it. It's an open thing for the broken-hearted. Dis 'n plek waar die gebrokenes en die stukkenes is welkom. Sonder om te betaal. Net in sy teenwoordigheid te kan wees. Ek wil vanoggend die teenwoordigheid van die Here in ons midde verwelkom. Ek wil die kerkraad, leadership, extended leadership, Pastor Mars en sy vrou, Pastor Perrins en sy gade, in die afwesigheid van Pastor Oppold en sy gade, wat vanoggend aan die kant van Hopefield is vir 'n begrafnis, die extended leadership, Ribie Kasteel, en dan ook in besonder ons eregaste vanoggend, die kermisfamilie, die breë familie, dat die Here vanmôre vir julle ook hier saam met ons het, en ons is so dankbaar en bly, dat ons wil vanoggend vir julle, namens die kerkraad en gemeente, wil ons vir julle dankie sê, dat julle mamma, julle ouma, julle ma, suster aan ons geleen het, dat sy hier saam met ons kon dien, en ons eer die Here, dat sy op 'n veilige plek is. En julle het nie net verlies nie, ons het ook 'n verlies as 'n familie. Amen. En ons gaan haar besonders mis, dierbare mens, en ons eer die Here, dat die Here ook dit wat sy nagelaat het, ons van haar gaan leer. Amen. Ek wil dan ook vanoggend Pastor Henry en sy vrou Carol wil ek ook vanmôre verwelkom. Baie dankie ook julle vanmôre hier is. En dan aan al ons studente, kom ons gee die studente lekker prys. Amen. 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 Geliefdes, ek gaan vanoggend met u praat oor, I'm starting a series this morning. The series title is The God of the Bible. Die God van die Bybel. And the subtitle is An Invitation to Know, an open invitation to know. If you have your Bibles, as jy 'n Bybel gebring het, of jy maak net op jou selfoon, het jy die Bybel, of jy gaan 'n paar notas maak, kan jy saam met my blaai na Efesiërs 1 vers 17. I'm going to speak on the God of the Bible, the Bible. There are many gods, but there are only one true God. And his name is Jehovah, the God of the Bible. No God can compare with him. He's the only true God, and there is no one like him. We are privileged this morning to serve this God of the Bible. Now, God, throughout the generation in his word, if you read the Bible, has opened an invitation to all generations to come and to know him. It is clear that people today have their own perception of who God is. Mense vorm hulle eie persepsie van wie God is. En daarom is dit absoluut belangrik dat God stuur 'n
'n uitnodiging van Genesis tot Openbaring en die boodskap is, kom na my toe. Almal wat bemoeid en belas is. Ek wil vir julle rus gee. Ek het 6 goed wat ek vinnig wil noem, terwyl ek my introduction vanoggend gee. Listen to me. It must be the desire of every believer to have a clear biblical understanding of who the God of the Bible is. Mense bekeer van ek wil uit my probleme uitkom. Mense bekeer want ek soek 'n huis. Ek soek nou 'n kar. Ek soek meer geld. Ek soek 'n werk. Die belangrikste ding hoekom ek my bekeer, ek wil die God van die Bybel ken. As hy vir my deur kom, daar aanbid ek hom. En as hy nie vir my deur kom, dan prys ek hom. As ek nooit my kar of my huis of die groot salaris verdien nie, that is not important. The greatest thing of importance is that I know the God of the Bible. Ons bekeer ons dalk miskien vir verkeerde redes. Die enigste rede hoekom ons harte vir die Here gee, moet wees dat ek hierdie God van die Bybel kan ken. Paulus skryf aan die gemeente van Efese wanneer hy hierdie gebed vir hulle bid. In Ephesians 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Dis absoluut belangrik hierdie gebed. And this is the prayer that every Bible-believing Christian should pray, that God might reveal unto me wisdom and knowledge and understanding of who God is. Is verwarrend om 'n God te aanbid wat jy nie ken nie. Paul prayed unto God where he said, I pray that God will give you the spirit of wisdom and the spirit of revelation. Insight into the true knowledge of Him, for we know the Father through the Son. It's utmost important that we have knowledge of this God that we serve. We must know the God of the Bible. Number 2, knowledge of God are revealed unto us through the revelation of the Word of God. If you don't read or study the Bible, you will never know the God of the Bible. It's absoluut belangrik that you read your Bible, that you study the Word of God, so that you can know the God of the Bible. In 1 John 2 verse 3 to 5, John says the following, and hereby we know that we know Him if we keep His commandments. He that says, I know Him, and does not keep the commandments is a liar, and has turned not into the truth. But whoever keeps the word, in him verily the love of God is perfected. Hereby we know that we are in Him.
It's utmost important, believers, because there's a lot of deception going on in this world. Therefore, it's important for us as believers to read the Bible, to study the Bible, to have an intimate relationship with God, so that you will not be deceived. Die laaste teken voordat Jesus gaan komme, gaan wees die misleiding en die afvalligheid in die kerk, omdat gelowiges nie die God van die Bybel ken nie. This must be the prayer of every believer. Not that I wanted to be a bishop and an apostle and I want to have all these titles. Suster was maar net 'n gewone diensknegt, 'n diensmaagd van die Here. Sy het maar net die mic afgevee en maar net stoele aangewys. Maar vir haar was dit belangrik dat ek die God van die Bybel moet ken. Van daarbo gaan die bishops en apostels en evangeliste en leraars in die daarbo gaan bloedgevaste kinders van die Here gaan in. Stop praying for a house. Daarom die Bybel sê, julle moet nie bid soos die heidene nie. Die heidene bid vir 'n huis en 'n kar en vir geld. Hy sê nee, dat ek mag ken, maar dat ek hom mag ken in die krag van sy opstanding. Van ek kan die Here nog dien, broer Stevens, al het ek nie baie geld nie. Ek kan hom nog dien terwyl hy nog wag dat hy moet deurbreek. Ek kan hom nog dien terwyl my kar stukkend is. Ek kan hom dien terwyl die lening nog nie deurgebreek het nie. Ek kan hom dien terwyl ek sukkel en al hierdie goed gaan. Want belangrik vir my is dat ek hom ken in die krag van sy opstanding. Do not pray like the unbelievers. Van die Bybel sê, God weet dat julle dit nodig het. Pray that you know God, so that when deception comes, that you will know the God of the Bible. Number 3, knowledge of God starts with the fear of the Lord. The fear of the Lord is nie om bang te wees vir God nie. The fear of the Lord is to treat him like he is. To have respect for God. Proverbs 1 verse 7 says the following, respect and obey the Lord. This is the beginning of knowledge. Only fools reject wisdom and good advice. Is utmost important how you treat the God of the Bible. Jy sê jy's bekeer, maar jy treat die God van die Bybel net soos wat hy wil, and it can be seen in your actions and in what you do. Bybel praat van vergifnis, en hy sê, ek gaan nie vergewe nie, maar you call yourself a believer, you do not know the God of the Bible. And number 4, ignorance of God leads to destruction. If you don't know God, your life is on a way of destruction. Therefore, and I want to speak to young people now, it's utmost important for young people to know the God of the Bible, to read the Bible and to study the Bible. Is belangrik, hoekom sal die Bybel sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, alleenlik deur die woord. Ek wil vanoggend vir jong mense sê, as jy wil wegbly van distraction, lees die woord. Want is die woord van God wat my waarsku en wat my help en wat my nugter hou en wat my waaksaam hou, dat ek nie loop in my eie weë nie, but that I will walk after the holiness of God. Rede hoekom jong mense se lewe so teen die pad val, is omdat hulle God se woord verwerp. Hosea 4 verse 6 says, my people are destroyed for the lack of knowledge. Because thou have rejected knowledge, I will also reject you. Thou shalt be no priest to me, seeing that thou hast forgotten the law of God, I will also forget thy children. As jy hierdie God se woord verwerp, dan sal hierdie heilige liefdevolle God jou ook verwerp. It's utmost important. And this is the story where David slept with Bathsheba. David slept with Bathsheba, and Nathan the prophet came unto him, and Nathan the prophet said to him 2 things very powerful. Number 1,
In 2 Samuel 12 vers 9 sê Nathan, nadat hy vir Dawid vertel die storie, sê vir Dawid, luister hierso, hierdie man het 'n lammetjie gehad en hy vertel hom hierdie storie. En dan sê hy vir Dawid die eerste ding. In 2 Samuel 12 vers 9, why did you disobey me to do such a horrible thing? You murdered Uriah with the Hittite by having the Amorites kill him so you could take his wife. What is here utmost important, David's sin started with the rejecting of the word of God. Sonde begin by die verwerping van God se woord. If you reject the word of God, sin starts when you reject. Waar het Eva gevalle toe die slang vir haar vra, is dit so dat God gesê het, en toe sy die woord verwerp, toe begin die sonde. Sonde begin by die verwerping van die woord van die Here. Daarom sê Nathan vir Dawid, hoekom het jy die woord van God verwerp deur hierdie man dood te maak? Why did you despise the word of Jehovah and do evil in his sight? The second thing that Nathan said unto David in 2 Samuel 12 verse 2, he said, David thought that God could not see in secret. En hier wil ek gou vinnig stil staan. Moenie God behandel asof hy nie in die geheim kan sien nie. Wat doen David? David maak, hy slaap met die vrou, hy maak 'n man dood. So actually, David vat die swaard van die Amorite en hy maak, alhoewel in die visies daar was nie, maar sy actions, maak hy haar man dood. En toe David haar man dood gemaak het, toe gaan sit hy op sy troon en hy regeer asof hy niks gedoen het nie. Treating as if God has no power to see in secret. Is dit nie die fout wat ons baie gelowiges maak nie? Ons treat God asof hy nie in die geheim kan sien nie. Wat ek mee besig is daar by die werk met 'n ander vrou, of op my foon met 'n ander man, of waarmee ek besig is. Don't treat God as if he cannot see in secret. Daarom sê die Here vir Dawid die volgende in 2 Samuel 12 vers 2. What you did was in secret, I will do this in the open. Wat jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie ding doen vir die hele Israel. So God must never be treated as a God that cannot see the things that I'm doing in secret. Die kerk van die Here en baie mense behandel vir God asof hy net nou kan sien en nie in die geheim kan sien. God see what you are busy doing with in secret, and he's calling you to repent. Die Here weet waarmee ek en jy besig is. Do not treat God. David behandel God asof hy nie magtig is en in die geheim kan sien nie. God can clearly see he is the God of the Bible. Sê die woord van die Here dan die Pastor Mars, my oog deurkruis die hele aarde. En niks is bedek wat onbedek sal wees voor God nie. And God asking David, why did you treat me as somebody that cannot see in secret? God punished David because David did not understand that God has a great respect for marriage. Manne, kom ek sê julle vandag, God is lief vir die huwelik. And we need to love our wives. Wives, you need to love your husbands. Toon respek. As jy 'n vrou gekies het, is jou hande weg van 'n ander vrou af. Amen. Do not operate things in secret, because the God that you serve in the open is the God that sees in secret. God haat egskeidings.
En daarom is dit absoluut belangrik, broers, en wat ons doen, that we cannot do a thing in secret and think God does not see. As jy so in die nag dan lê langs jou vrou en jy chat met iemand anders en dink jy die Here sien dit nie. Two things that God said unto David, why did you despise and why did you do this thing in secret and think that I have not eyes to see in secret? Ek was die afgelope week, verlede week so geskok. Ek vertel vir my vrou, ek volg 'n YouTuber, K-Dap, op All Things Theology op YouTube. Hy's 'n baie powerful ou. Baie powerful. Daai ou skeer ouens wat valse leerstellings verkondig uitmekaar het. If you go on YouTube, go to All Things Theology and go look at the videos. He's powerful. That man knows scripture. He knows the Hebrew and the Greek. En laas week toe gaan ek en ek wil nog 'n video van hom kyk. En ek was so stikkend in my hart, dat hierdie man was nou ge-expose, hy het jarelang 'n verhouding met 'n ander vrou gehad, en sy vrou het dit nou uitgevind. En toe hy gekonfront word, toe sê hy, yes, it is so. But the saddest thing that he did, hy het ander manne aangespreek wat so met ander verhoudings, hy het pastore aangespreek wat met ander vroue mors, en toe hy ge-expose word, toe stap hy uit sy huwelik uit en hy bly nou by die vrou. Is it possible that you can sit even in church and operate in secret? Yes, it's absolutely true. You can. Because you can fool the people. But you cannot fool God. You can do things in secret. Dis nie die rede hoekom jy nog net nie uitgevang het nie. Uitgevang is net die genade van die Here. Because if you do operate in secret, God gives you grace to repent. God is nie 'n God wat mense sommer net in die openbaar wil expose nie. Hy is vir jou lief, en die rede hoekom jy nog nie uitgevang is nie, is omdat die invitation om te bekeer is altyd daar. Omdat David in sy hart gesê het, God het my nie gesien nie, I am the king, and what I say I can do, het God hom geoordeel op grond van hy die invitation nie gegryp nie. Number 5, the Spirit of God helps us as believers to understand and to know God. It is the Spirit of God that helps us to understand God. In 1 Corinthians 2 verse 12, but we receive not the spirit of this world, but the Spirit which is from God, that we might know the things that were freely given to us. And the God that can see us in secret is only the God that can reveal secret things unto us. Dit is hoekom meisies, as jy agterkom hier iets met jou boyfriend, is jy lekker nie, vra die Here om dit oop te maak, and God will reveal it to you. Hy gaan eers lieg, maar God gaan dit openbaar. And therefore is utmost important. There's nothing that we can do in secret that God does not see. God sees everything. He knows everything. Luister jy dat jy kom ek sê vir jou vanoggend, jy steek dit net goed weg. Jy steek dit baie goed weg. And therefore I must applaud you. Maar die einde van die dag is die luister mooi. Ek wil nie die dag daar wees as jy uitgevang word. Rather come into the open, rather repent, rather say I'm sorry, than treat God that He is the God that cannot see in the open. Number 6, my last point. Many people has no desire to obtain any knowledge of God. Daarom kry ons gelowiges wat die Bybel lees nie. Daarom kry ons gelowiges wat nie lief is om te bid nie. Ek sal lank op my foon lê en met my boyfriend chat, maar ek sal nie nou kans hê om my Bybel te lees nie.
Want is eintlik die woord van die Here wat my van sonde hou. It is the Bible that keep me from sin. As ek net die Bybel meer gelees het, sal ek nie in die slaggat getrap het waarin ek getrap het. Maar omdat ek te veel op my phone is en te min in die woord is, trap ek in goed wat ek nie moet in getrap het nie. Sê Here, hoed, ek was nie waaksaam nie. Ek was nie nugter nie. Ek het 'n storie vertel, ek weet nie wat hier vertel het, maar ek het 'n storie vertel, ek dink by 'n begrafnis op 'n sessie, waar 'n jong meisie op YouTube hierdie ding vertel, en dit was vir my 'n pragtige jong kind. En sy vertel hierdie storie, ek is nou klaar, sy vertel hierdie storie, sy sê, sy het 'n liefde vir God gehad. Sy sê, sy het gelees die woord saal, en sy het gesit in die teenwoordigheid van die Here, en 'n vrou kom, en die vrou profeteer, ek vertel het, so sy dit vertel het, die vrou profeteer oor haar lewe, en die vrou sê vir haar, jy gaan binnekort afvallig word, sê die Here. En sy sê, sy verwerp het, en sy sê, sy dien die Here, en sy ontmoet 'n boyfriend. En hierdie man kom voor asof hy die Here dien, en hy soop nice en gesels, en 'n lang storie korte, en toe raak hulle in 'n seksuele verhouding betrokke, soveel so dat sy God se stem verwerp. En sy raak diep afvallig dat sy geen meer liefde vir God se teenwoordigheid het. Haar liggaam roep na hierdie jong man. En sy bevind haarself in 'n toestand waar sy weg is van God. En sy sê, toe dat hierdie ding aangaan, en die jong man haar misbruik, en toe hy haar los, toe kom sy tot haar sinne, en sy sê, as ek maar net na God geluister het. Luister, al sê hulle ook vir jou, man, jy gaan rakke toe. Al sê hulle ook, jy sal nooit 'n man ken nie. Al het almal al verloof, en almal het al 'n man, halleluja, sê ek lewe net vir een ding, dat ek hom kan ken, in die krag van sy opstanding. I would rather have knowledge of God. Ek sal liewer ure sit met die woorde in sy teenwoordigheid, dat die Here met my praat, dat hy my bewaar en my beskerm, en dat hy met my deel. Halleluja. Die rede hoekom ons nie die woord lees nie, en dis hoekom mense vir ons al die klomp nonsens profeteer, as jy ons amen. In Job 21 vers 14 sê die Bybel, tog het hulle tot God gesê, bly ver van ons af. In die kennis van U weer het ons geen behaag nie. People rejected the God that saved them. Die God wat hulle gered het, het hulle verwerp. It is very sad even today in church. Many believers have a lack of desire to read the Bible. Baie bid net as dit moeilik gaan. Maar as daar geld is, en die kar is vol petrol, dan vergeet ons. Dan sit ons in die kar, haal ons die praise and worship CD uit. Judy Bouwse in. Hier sê kan jy moeg is. En as dit weer 'n bietjie moeilik gaan, en as dit deur die Here nodig, Judy Bouwse uit, praise and worship in. Oh Lord, I praise you. And we treat this God as if we just call on Him when we need Him to provide for us. Vir baie is God net 'n provider. Maar the Bible says He's a holy God. Hy's 'n heilige God. Daarom sluit ek af met Levitikus 19 vers 2 wat sê, speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, ye shall be holy, for I, Jehovah, is holy. God is nie net jou provider nie. He's a holy God. He wants you to be holy. God wants and desire of you to be holy.
Daarom het hy vir ons gesterf en die kind van God moet 'n begeerte hê om heilig voor die Here te wees. Be holy. Sê nee vir die sonde. As daai 'n dametjie daar by die kantoor, sy het maar net 'n bietjie langer hare as jou vrou. Halleluja, en haar rok is net 'n bietjie korter as jou vrou. Maar sy aan jou wil vat, dan sê sy van nee. Halleluja, die woord van God het my geleer. Halleluja, ek dien 'n heilige God en hy haat sonde, ek haat ook sonde. Is dit waar? En wil ek 'n ander ding sê, Pastor Bas, we gaan maar nie sê nie. Maar julle vrouens moet ook aan my so heilig wees. Dat die dienaar van die Here kan ek maar los? Kan julle maar los? Julle moet na my so heilig wees, dat as die dienaar by sy beminde wil wees, dat die beminde sê nee, dat is die kerk vanaand nie. Nou verstaan jy nie, hoekom die dienaar na ure werk? En vir die baas vra as hy nie bietjie oortyd nie. Want dit is droog by die huis. Julle is mos baie diep gered, julle vrouens. Is mos nou winter, is mos nou 'n sweetpakbroek en 'n tracksuitbroek en is 'n kopdoek en al hierdie klomp goed en die knegt as hy jou kyk as hy ag Here. En hy sê vir homself, as ek al hierdie klomp wasgoed uittrek, gaat die net so 'n bolling langs die kooi lê. Amen. Halleluja. Praise die Here. Julle moet pas op en julle moet pas op, julle maak dit lekker daar by die huis. Moenie as die man huis toe kom en dan staan jy nog met 'n gate soolkouse en stikkende slippers met 'n vuil gown nie. Halleluja. Want hy kom nou van die werk af en daar ryk hulle lekker, hulle hare is uitgeblou. Ek sê altyd vir mense, as jy weet 5 o'clock, jou man kom huis toe, dan maak sy vir jou netjies. Sy trek vir jou pragtig aan. Halleluja, prys die Here. Jou kortste skirtjie van die dienaar kom huis toe. Hy moet vir die baas sê, luister, ek werk nie meer overtime nie, want daar's 'n saak by die huis wat my aandag geniet. Jy is dat diep bekeer. Jy is dat diep bekeer. Jy is dat diep. Dat is ook om die manne die lus vir jou nie. Halleluja. Dis ook om as so probleme aan die kinders van God se huwelik is. En ons is dit toe. Halleluja. Jy moet hom eindig vra. Dienaar, is ek aan jou suster? Het jy hulp nodig? Vra hom. Jy is so warm as hy preek. Maar as jy in die kamer kom, as jy so dood, soos 'n afvallige broer wat op drugs is. Ek gaan net hier stop. Ek wil hierdie volgende ding sê. Iemand het eendag 'n revelation genoem and I believe that is true. God smiles when a woman and a wife has intimate sex. Hoekom? God kreeg a woman to a woman and a man have intimate sex because God has created the gift. En wat doen ons? Ons geniet dit wat God gegee het. En nou sukkel ons in die kerk
met die huwelike. En die broer se oë dwaal. Want die suster is te diep. Moenie nou in tale kom praat nie. Ek sê, maar ons bid nie eens klaar. Ons klaar gebid en nou praat ons nie meer in tale nie. Nou gaan ons hier, ek en jy, ons gaan die Here dien. Because we serve a holy God, I would rather enjoy it in the marriage. Because if I do not get it in the marriage, what will the devil do? He will prepare something for me outside. En dan as jou man buite slaap, dan wil jy vir hom sê, jou man is sleg. Maar jy nie dalk, toe hy aan jou vat, toe wat jy nie wag. Nie wag. Soon toe, hoe sê jylle mos, gepad achter my jou Satan. As net buiten. Oeh, Jesus. En bonus tyd. Ek kan jy moet al sien, die skerk is al korter as bonus. Die baie is aantal het. Kom ek sê vanoggend vir die kerk van die Here, kom ons bou heilige huwelike. Kom ons bou huwelike waar ons het mekaar eer en respek. Huwelike waar ek na jou kyk en jy kyk na my. Huwelike waar ons God eer. Huwelike waar ons lief is vir mekaar. En huwelike waar ons die reinheid van God in ons lewe toepas. As 'n vrou aan my wil vat, dan gaan ek vas sê, nee, ek het die Here lief. Die Here vra vir Dawid, hoekom het jy, die Engels Bybel sê, how did you do this horrible evil thing? Sleeping with another woman beside your wife is a horrible evil thing. En die kerk van die Here, hoekom is so baie egskeidings in die kerk? Hoekom is so baie gemors in die kerk? Hoor ons die ouderling Joel met die suster en die broer Joel met hy, en hoekom? Because ons kyk nie meer na mekaar nie. Suster, kyk na jou man. Blow jou hare uit, man. Kom het uit. Halleluja. As jy daar inkom, daar by die huis, en dan gryp jy hom, dan soen jy hom, en dan jou jy hom vast, sê jy vir hom, ek het jou gemis. Ek is lief vir jou. En dan maak jy vir hom sy koffie, en gee jy hom sy stukkie brood, en dan sê jy, my man, sit, behandel hom, en soos jy hom behandel, so gaan hy jou behandel. Ons moet hierdie goed reg maak in die kerk. Ons moet hierdie goed reg sit in die kerk, want ons wil te styf wees. Dis hoekom die broer se oë dwaal, want jy bly getrek so broek en 'n soolkous, jy sit 'n soolkous en 'n kep nog op jou kop. As jy seker met tekkies ook gaan slaap, jy dit ook seker doen. Kom ons staan, kerk van die Here. Hallelujah. That we might desire the holiness of God. Here, dat U wil hê ek moet heilig wees, want ek dien 'n heilige God. Heilig in my lewe, heilig in my huwelik, heilig in my doen en late. Dat ek God hanteer, dat hy is 'n God wat alles sien. Hy is 'n God wat alles weet. Hy kan sien wat in my gedagte aangaan. God kan sien wat ek in die geheim doen. Hy is die alwetende El Shaddai. En as jy vanmôre hier voor die Here staan, lig jou hande en sê, Here, U help my. Help my, Here. Ek breek nou met elke ding waarmee ek besig is, wat teenstrydig is met die woord. Help my vanmôre, want ek dien 'n heilige God. Was my in U bloed. As daar iemand is vanmôre wat sê,
Pastoor, ek wil graag vanoggend met die Here versoen. Ek is afvallig, ek wil vanoggend terugkom, kom vinnig, ek wil saam met jou bid. Die teenwoordigheid van die Here is vanoggend hier. Dankie Jesus. Halleluja. Diere dank en stry. Al ons planne die misluk, dan